Die boek Openbaring, die laaste boek in die Bybel, is 'n boek wat gelowiges eindeloos fascineer. Baie keer vir die verkeerde redes. Baie lesers ervaar dit bloot as 'n boek wat vertel van 'n sombere toekoms vir die wêreld en vir die mensdom, waar God se toorn en oordeel die aarde soos 'n vloedgolf tref. Tog gaan Openbaring oor baie meer as kosmiese vernietiging. Sommige reg aan die begin, daar in die 7 briewe aan die 7 gemeentes van Klein-Asië, vind ons die opgestane Jesus en sy diep besorgdheid oor sy kerk, wat hy na sy hemelvaart agtergelaat het. Die Openbaring van Johannes is gedurende onstuimige tyd in die kerk se geskiedenis geskryf, toe die volgelinge van Jesus Christus ewige vervolging van 'n anti-Christelike Romeinse ryk moes trotseer. Daarom kom ons verken die rykboek en sy agtergrond so 'n bietjie en mag van sy geheime vir ons ontrafel word. Voordat ons na die gemeentes aan wie die briewe geskryf is gaan kyk, moet ons net ook sien waar hierdie briewe vandaan kom. Wanneer die apostel op die boek Openbaring neerpen, ken ons hom al reeds goed. En so het natuurlik sy lesers hom ook geken. Hy was bekend daar as kerkleier in Efese gewees. Hy was bekend ook dat hy 'n vaderfiguur onder die eerste gelowiges in daai deel van die wêreld was. Ons weet dat hy baie bekend is, want daar het 5 boeke ook uit sy pen uit verskyn in die Nuwe Testament. Nou ten tye van die boek Openbaring is hy in ballingskap. Hy was tydelik op die eiland Patmos gewees. Nou Patmos is 'n klein eilandjie daar tussen Turkye en Griekeland, ongeveer so 60 km suidwes van Milete, en daar aan die kus van Turkye, daar het die apostel sy dae in eensaamheid deurgebring. Die Romeine het gereeld sulke eilande gebruik vir politieke gevangenes. Maar omdat dit met Johannes se Openbaring geassosieer word, het dit van vroeg af 'n bestemming vir Christen pelgrims geword. 'n Grot word aangedui as die plek waar Johannes sy visioene gekry het, en gevolglik is daar ook verskeie kloosters wat na Johannes vernoem is. Daar op Patmos ontvang Johannes die opdrag om die Openbaring wat hy ontvang het neer te skryf en dit aan die 7 gemeentes in Klein-Asië te stuur. Ons lees dat hy hierdie visioene op die dag van die Here ontvang het, volgens Openbaring 1 vers 10. En volgens die Didagai is een van die vroeë Christelike geskrifte, het ons hier reeds 'n aanduiding dat die eerste dag van die week, of soos ons dit vandag ken, Sondag, vir Christene 'n gewyde dag was. As 'n mens die 7 gemeentes in Openbaring wil bekyk, moet jy eers gaan kyk na die manier hoe Jesus homself in Openbaring 1 bekend maak. Elkeen van die 7 briewe verwys terug na hierdie groot beeld van Christus. Johannes begin die boek Openbaring deur die Here Jesus se woorde aan te haal: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Dit het beteken dat Jesus die begin en die einde, eerste en laaste is. Die een wat is, die een wat was en die een wat kom, die Almagtige. Dit is 'n waarheid wat die beproefde gelowiges in Klein-Asië broodnodig gehad het. Dit was 'n gevaarlike en 'n deurmekaar wêreld vir die volgelinge van Jesus Christus. Meer as 50 jaar het verloop sedert Christus se dood en opstanding. En aan die einde van die 1ste eeu het Jesus se disippels en hulle volgelinge die goeie nuus deur die Romeinse wêreld begin versprei. Hoewel Christene verskeie kere deur beide Jode en Romeine vervolg is, was dit nie formele, georganiseerde of wettige vervolging nie. Na die groot brand in die jaar 64 na Christus daar in Rome, het keiser Nero die groeiende sogenaamde godsdienstsekte wat as Christene bekend gestaan het, van brandstigting beskuldig. Hoewel hy duidelik van sy looitjie getik en baie ongewild was hy steeds baie invloedryk. Die vuur het hom baie ongewild gemaak en dit het natuurlik glad nie gehelp dat die area wat afgebrand het presies die plek was waar hy sy nuwe paleis wou bou nie.
ook nie dat die vlamme skaars geblus was voordat hy begin bou het nie. Daarom het hy 'n sondebok gesoek en die antwoord was reg onder sy neus. Die Christene. Christene is met toenemende agterdog beheen en het allerlei probleme veroorsaak. Hulle het die Gode ontken en daar was baie vreemde gerugte wat oor hulle die ronde gedoen het. Die gevolg was dat daar 'n verskriklike vervolging onder aanleiding van Nero oor die gelowiges losgebars het. Maar soos Nero het die vervolging gekom en ook weer gegaan. Maar toe keiser Domitianus in 81 na Christus aan bewind gekom het, het gelowiges baie duidelik geleer dat die wêreld nie hulle woning is nie. Domitianus het verbeter vasgeklou aan die tradisionele Romeinse godsdiens en beleide. Aangesien Christene nie die Romeinse gode hom as keiser of selfs sy gestorwe baba seentjie wou aanbid nie, is hulle as rebelle teen die Romeinse ryk vervolg. En dis juis as gevolg van hierdie vervolging dat die apostel Johannes, die geliefde disipel van die Here Jesus en jarelange leier van die kerk in Efese, na Patmos verban is. Skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens. Johannes verduidelik dat hy Jesus in 'n visioen gesien het. Een so vreesaanjaend, so ontsettend, dat Johannes soos 'n dooie geword het. Hy beskryf Jesus Christus tussen die goue kandelare, beklee met 'n lang wit gewaad en 'n gordel van goud om sy bors. Sy hare was wit en sy oë was soos 'n gloeiende vuur. Uit sy mond het 'n tweesnydende swaard gekom en sy stem was soos die van baie waters. In hierdie visioen het sy meester anders gelyk as wat hy hom leer ken het. Vroeër het Johannes hom bloot gesien as 'n man wat op die strand stap. Baie gou het hy egter geleer dat Jesus baie meer is. Met ander geleenthede het hy die Here Jesus gesien as die leermeester waar hy die skare onderrig. Hy het gesien hoe die Here Jesus wonderwerke doen, blindes weer sien en stommes weer praat. Johannes het 'n kampvegter gesien toe sy meester die geldwisselaars met 'n sweep uitjaag en die tafels omgooi. Nog 'n gesig wat Johannes nooit sou vergeet nie was toe sy meester die laaste avondmaal ingestel het en hulle voete gewas het. Kort daarna het hy Jesus aan die kruis gesien, vermink en bebloed, terwyl hy sy ma aan sy sorg toevertrou. Dan die opgestane Here en nou die verheerlikte Here. Dit is baie belangrik dat ons goed verstaan hoekom hierdie beeld van die Here Jesus so vertroostend en bemoedigend vir die vroeë kerk was. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Een van die baie interessante dele van Johannes se visioen was dat hy die Here Jesus met die 7 sterre in sy regterhand sien staan het. Ons weet goed dat die regterhand 'n simbool van mag en vermoë is. Ons lees byvoorbeeld in Eksodus 15 vers 6: O Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. Maar wat van die sterre? Toe Domitianus se baba seentjie in die jaar 83 na Christus gesterf het, het Domitianus die status van 'n god aan sy seentjie toegeken. Hy het byvoorbeeld 'n muntstuk laat druk waar die seentjie bo op die aardbol sit met 7 sterre om sy kop. Dit het dalk begin as 'n pa wat oor die dood van sy kind rou, maar baie gou het hy polities daaruit probeer minslaan. Tot op daardie punt is die keisers eers as gode vereer nadat hulle gesterf het. Verskeie munte beeld gestorwe keisers uit met die sterre so om hulle hoofde om hulle goddelikheid uit te beeld. Maar toe Domitianus sy seun tot God verklaar het, het dit mos geïmpliseer dat hy self ook 'n god is. Hy is dan sy seun se meerdere, hy is dan pa. Meer nog, hy is 'n lewende God en dit beteken dat hy as sodanig vereer moes word.
In Openbaring van die Here Jesus egter 'n soortgelyke beeld om sy absolute verhewenheid en gesag vir ons te beklemtoon. Hy, die Seun van 'n ewige God, hou die sterre in sy hand. Op die Romeinse muntstuk was die sterre om sy hoof die teken van die keiser se goddelikheid. Hy het homself geag as op dieselfde vlak as die sterre wat in die hemelsfeer geplaas is. Maar in kontras hiermee kom Openbaring 1 vers 6 en beeld Jesus uit as die een wat die sterre in sy hand hou en dit beheer. Hy is dus die sterre se meerdere. 'n Mooi prentjie om duidelik te wys dat Jesus die soewereine koning van die heelal is. Meer nog, daardie sterre verwys nie na een of ander keiser of een of ander menslike heldefiguur of ikoon of wat ook al. Daai sterre verwys nie na hulle nie. Dit verwys na eenvoudige gelowiges. Mense wat hulle vertroue alleen op die Here Jesus Christus stel. Die mense wat so verdruk en vervolg was. Ons lees hier in Openbaring 1 vers 20, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Met ander woorde, die gewone mense, die korrupte leiers van hierdie wêreld, die leiers wat hulle self aanstel, wat so baie van hulle self dink en wat so hoog aangeprys word. Dit is nie die mense vir wie die Here Jesus Christus omgee nie. Dit is nie die mense vir wie die boek Openbaring geskryf is nie. Hulle ontvang nie daardie eer nie. Dit is gewone, eenvoudige gelowiges. En hopelik tel ons ook onder hulle. Daardie gesig van die Here Jesus moet op daardie oomblik baie vir Johannes en die gelowiges van sy tyd beteken het. Johannes was in 'n grot op die eiland Patmos in die middel van die Egeïese See. Hy is onder die regering van Domitianus daarin verban. En hoewel Christene groot en moeilike uitdagings in die gesig gestaar het dit oor die algemeen relatief goed gegaan met die jong kerk. Maar die vervolging onder Domitianus het dit baie duidelik verander. Ek kan my baie goed indink dat baie gelowiges op die punt gedink het dat alles verlore is. Dalk het hulle begin wonder, kan dit dalk wees dat die bose die oorhand gekry het? Dit was juis op hierdie oomblik dat Christus te midde van baie lyding en beproewing en as die groot en magtige regter en oorwinnaar verskyn. Wat 'n merkwaardige manier om hierdie groot boek te begin, nie waar nie? Die sluier voor ons oë word vir 'n oomblik teruggetrek, sodat ons kan onthou wie die laaste sê het, wie se wil deurgevoer word en wie in beheer is. Wanneer ons die volledige beskrywing van die Here Jesus in Openbaring 1 vers 13 tot 16 bekyk, dan word 'n mens gou getref deur die indrukwekkende voorkoms van ons Here. Hy openbaar homself as die Heilige, omring met goddelike mag, wysheid en majesteit. Hy is as koning, priester en regter teenwoordig. Hy is naby aan sy kerk om dit te reinig en te bou, en natuurlik om sy vyande te vernietig. Ons moet raak sien dat die kandelare nie self die lig is nie, maar in hierdie donker wêreld is hulle ligdraers. Soos Johannes die Doper moet die kerk ook bely dat sy nie die lig is nie, maar dat sy van die lig moet getuig. Hy lewe, hy is nie dood nie. Hy is teenwoordig, nie ver nie. Hy sluimer of slaap nie, hy sien, hy is nie blind nie. Hy is die koning. Hy is lig, nie duisternis nie. Hy is waarheid en daar is geen leuen in hom nie. Sy woorde is nie magteloos nie, maar sny deur murg en been. Tog sien ons ook dat die kerk vir hom kosbaar is. Die kandelare is immers van goud. En hy loop tussen die kandelare rond, besig om oor hulle te waak. Hy is naby, nie ver nie. Nie eers wanneer hulle vervolg word nie. Dit was belangrik dat die vroeë Christene hierdie prentjie onthou, want spoedig sou dit vir hulle voel
asof die magte van die hel teen hulle ontketen is. Een voorbeeld hiervan kry ons in Polycarpus. Polycarpus was die biskop van Smyrna van die vroeë tot middel 2de eeu na Christus. Hy was 'n disipel van die apostel Johannes en het die getuienis van gelowiges gehoor wat Jesus Christus persoonlik gedurende hul jong dae gesien het. Tydens 'n atletiekbyeenkoms in Smyrna in 155 na Christus is Polycarpus gearresteer, verhoor en vir sy geloof gemartel. Die kerk in Smyrna het 'n verslag oor die verskriklike gebeure aan die kerk in Philomelium in Frigië geskryf. Dit was die eerste gedetailleerde verslag oor 'n Christen martelaar in die vroeë kerk sedert Lukas se beskrywing van Stefanus se steniging 120 jaar vroeër in Handelinge 6-8. Christene in Smyrna is met die dood gedreig as hulle nie bereid was om die keiser te aanbid nie. In die boeke, nadat ons oor die martelaarskap van Germanicus, 'n bejaarde Christen in Smyrna lees, hoor ons het die skare uitgeroep dat Polycarpus ook tereggestel moes word. Aanvanklik het gemeentelede Polycarpus oortuig om weg te kruip. Maar nadat hy 'n week lank op verskillende plekke weggekruip het, het 'n jong seun onder marteling Polycarpus se skuilplek weggegee. Toe Polycarpus dit hoor, het hy besluit om nie verder te vlug nie, maar om vir hulle te wag. 'n Offisier met die naam Herodes het gekom om hom te arresteer. Daar word vertel dat Herodes vir Polycarpus saam met hom op 'n waal laat ry het. En hy en sy seun hom ernstig aangeraai het om Jesus Christus net met sy woorde te ontken. Maar hy hoef dit nie te bedoel nie. Hulle het hom gepleit om sy ouderdom in ag te neem. Hy was oor die 80 jaar. En toe Polycarpus dit baie duidelik maak dat hy nie van plan was om hulle raad te volg nie, het hom so rof van die wa afgestamp dat hy sy maar seer gemaak het. Maar Polycarpus het aangehou loop asof niks gebeur het nie. Kort daarna is Polycarpus voor die Romeinse prokonsul Statius Quadratus in die stadium gebring. Die prokonsul het soos Herodes by Polycarpus gepleit om op die wysheid van die keiser te sweer en Christus te ontken. Dit is op daardie stadium wat Polycarpus sy bekende antwoord gegee het. 86 jaar het ek my Here gedien, en nie een keer het hy my in die steek gelaat nie. Hoe kan ek dan nou my koning en verlosser laster? Eers het die prokonsul hom met wilde diere gedreig en toe later met vuur, maar dit het geen effek gehad nie. Polycarpus het bloot geantwoord: "Jy dreig my met 'n vuur wat vir 'n uur brand en dan geblus word. Maar weet jy van die vuur van die komende oordeel wat vir die goddelose bestem is? Maar hoekom wag jy? Doen wat jy wil." Met hierdie woorde was die saak amptelik. 'n Aankondiger het aan die skare meegedeel dat Polycarpus erken dat hy 'n Christen is en die skare het geëis dat hy op die brandstapel moet sterf. So haatlik was hulle dat selfs Jode op die groot Sabbat uitgegaan het om hout op te tel vir die brandstapel. Toe die brandstapel gereed was, wou hulle Polycarpus aan 'n paal vasspyker sodat hy deur die proses in die vuur staande kon bly. Polycarpus het egter aan hulle verduidelik dat dit nie nodig was nie. Die Here wat hom reg deur sy lewe krag gegee het, sal hom nou ook die krag gee om die vlamme te weerstaan en in die vuur te bly. Die gevolg was dat hulle hom bloot met 'n tou aan die paal vasgemaak het. Volgens oorlewering lees ons dat hy 'n laaste roerende gebed gebid het waarna hulle die vuur aangesteek het. Al het die vlamme hom gebrand, volgens oorlewering, het dit hom nie geskroei nie. Dit het die skare bloedig kwaad gemaak en die laksman was gedwing om hom met 'n mes te steek. Ooggetuies het beweer dat daar iets soos 'n duif uit sy liggaam gekom en weggevlieg het. Die wond het soveel gebloei dat dit al die vlamme geblus het, volgens oorlewering. Hoewel ons nie seker is wat presies mite en wat werklikheid is nie, weet ons egter dat Polycarpus as 'n voorbeeld vir gelowiges gedien het.
Die vroeë Christene het na hierdie verhaal gekyk en daaruit geleer oor hoe hulle die vervolging moes hanteer. Wat gedurende die volgende paar eeue gebeur het, kan maar net as hel op aarde beskryf word. Edward Gibbon, skrywer van Die val van die Romeinse Ryk in die 18de eeu, het gereken dat daar 'n maksimum van 2000 slagoffers gedurende die groot Christenvervolging was en omtrent 4000 vir die hele keiserlike tydperk. Historiese het egter uiteenlopende beramings, met skattings wat wissel van 10.000 tot 100.000 martelare. Ludwig Hertling reken ons kan werk op ongeveer 5000 martelare in die laat 1ste eeu, die tyd van Nero en Domitianus. 10.000 in die 2de eeu, keisers Hadrianus, Trajanus, Antonius en Marcus Aurelius. 20.000 in die 3de eeu met die keisers Septimius Severus, Decius, Valerianus en Aurelianus. En 50.000 in die laat 3de en vroeë 4de eeu met die keisers Diocletianus, Galerius, Maximinus Daia, wat 'n totaal van ongeveer 100.000 martelare tydens die Romeinse Ryk se vervolging gee. 'n Mens beleef iets van die vroeë Christene se desperaatheid hier, maar ook toewyding as jy na die ondergrondse stede in Kappadosië gaan kyk. Dis aan ons bekend dat die hele Kappadosië eintlik vol van hierdie rotsformasies is waar die Christene gebly en gewoon en geleef het. Natuurlik om van wilde diere weg te kom, maar ook van die vervolging. Ons dink aan die brief van 1 Petrus aan die gelowiges in Kappadosië, wat hy ook so mooi sê dat hy skryf die hele brief oor die lewende hoop, is die belydenis van Jesus Christus, waar gelowiges en Christene ter wille van hulle geloof in geboue soos daardie moes leef en oorleef. In die eerste paar eeue van die kerk het talle Christengemeenskappe in die stede en die dorpe van Kappadosië gefloreer. Gedurende tydperke van vervolging deur die Romeine in die eerste 4 eeue en ook later tydens die invalle van die Arabiere het die Christengemeenskappe met tye skuilings gesoek in die ondergrondse tonnels. Hierdie tonnels is met 'n netwerk van ander tonnels verbind sodat ons vandag van ondergrondse stede kan praat. Sommige argeoloë glo dat hierdie stede reeds deur die Hittite in ongeveer 1200 voor Christus begin is. Die Christene het hierdie ondergrondse stede uitgebrei en versterk en dit verskeie nuwe vlakke van ondergrondse tonnels en wonings bygevoeg sodat hulle met hulle gesinne daar kon woon en hulle diere veilig skuilings kon hê. Daar moes ook genoeg stoorplek wees vir voedsel en ander voorrade soos wyn en so meer. Hulle het ook reeds verskeie ondergrondse kerke en begraafplase ontdek. Meer as 40 volledige ondergrondse stede en 200 ondergrondse strukture is onlangs in Kappadosië ontdek. En baie van hulle is aan mekaar verbind met ondergrondse deurgangtonnels. Die meeste mense het nie voltyds in die ondergrondse stede gewoon nie. Onder die boogrondse dorpe was 'n groot netwerk van tonnels wat elke huis in die gebied met die ondergrondse stad verbind het. En wanneer die gebied aangeval is, sou gesinne met hulle diere na die kelders toe vlug. En hulle deur die donker tonnels haas en in die ondergrondse stad by mekaar kom. Onder die grond, in grotte, in gate, so moes hulle vlug vir hulle lewens, so moes hulle oorleef, maar die offer was nie te groot nie. Want wat is 'n lewe nou werd as jy in Jesus Christus 'n ewige lewe het? In hierdie ondergrondse stede, hier in die grotte, weet ons hoe die gelowiges weggekruip, vir struikrowers ja, vir wilde diere, maar ook van vervolgers, wat hulle wou skade doen, omdat hulle Christus bely het. Gebou op rots, was hulle ook soms in die rots, weggekruip, weggesteek, maar hulle het gedoen ter wille van die geloof in Jesus Christus, ons Here. In die 21ste eeu bly die vervolging van Christene 'n voortsleepende en hartseer realiteit. In lande waar godsdienstvryheid nie gerespekteer word nie, word Christene dikwels gemartel, verstoot of selfs gedood vir hulle geloof. Ondanks hierdie uitdagings bly die kerk egter veerkragtig en toegewyd, gevoed deur 'n onwankelbare geloof in Jesus Christus. Dit is merkbaar dat daar waar die kerk vervolg word, die kerk 'n hernieude belangstelling in die boek Openbaring het.
juis omdat hierdie boek ons in die midde van die hartseer realiteit herinner dat Jesus Christus die laaste sê het. Kort nadat die Christendom wettig verklaar is, het verskeie stede, Konstantinopel onder andere ook, munte geslaan wat die Shiro-simbool aan die een kant het. Op die ander kant is die keiser doelbewus met sy oë hemelwaarts afgebeeld. Dit was 'n erkenning van die feit dat Jesus Christus ook die keiser se meerdere is. Die Shiro-simbool is 'n Christogram en dit bestaan uit die Griekse letters Shi en Rho, wat dan ook die eerste 2 letters van die woord Christus is in Grieks. Die Shiro is vandag steeds 'n baie gewilde Christogram in die Weste. Nog 'n Christogram wat veral in die Oosterse kerk gewild is die Jes Chris Nika. Die Jes Chris Nika is 'n afkorting in Grieks vir die woorde Jesus Christus. Mens neem telkens die eerste en die laaste letters van elke woord en Nika wat vertaal word as oorwin of hy wat oorwinnend is. Dis die simbool as 'n geheel beteken Jesus Christus oorwin of Jesus Christus is oorwinnend. Hierdie Christogram vat die sentrale boodskap van die boek Openbaring goed saam, naamlik Jesus Christus oorwin. Openbaring kom weer en weer en herinner ons aan die feit dat ongeag hoe groot die uitdagings in jou lewe, jou samelewing of die wêreld is, Jesus se oorwinning volledig sal realiseer. Hierdie gedagte het die vroeë gelowiges hoop en ook vrymoedigheid gegee. Openbaring 3 vers 21 en 22: Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ken jy hierdie Here? In die volgende episode van Vaste Fondamente neem ons jou mee op 'n ontdekkingsreis deur die wêreld van Efese en Smyrna. Verken ons die stryd van Efese teen dwaalleer en hulle behoefte om terug te keer na hulle eerste liefde. Ontdek ons hoe die gemeente van Smyrna te midde van verdrukking en armoede moed geput het uit die versekering wat Christus hulle gegee het. Sluit by ons aan vir 'n verrykende oomblik, 'n verrykende blik op hierdie vroeë Christelike gemeentes en die tydlose boodskap wat hulle vandag nog vir ons bied.